God doen. Terwyl ons staan, kom ons open met gebed. Groot, almagtige God, Hemelse Vader. Here, vanoggend kan ons sê, Hemelse Vader, want U is ons Vader, omdat Jesus Christus ons broer is. Here, ons loof U vandag. Here, vir 'n groot dag. Here, seker een van die grootste dae in ons Christelike kalender. Die dag wat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Daai dag wat verseker het dat ons ook kan opstaan uit die dood en by God kan wees. Here, ons loof U. Ons prys U. Ons dank U, Here, vir elkeen wat hier is. Ons dank U, Here, dat U 'n afspraak het met elke een van ons, Here. Word verheerlik in hierdie diens. Here, ons prys en ons loof U, omdat U ons koning is, omdat U ons Here is. My God, ons dank U in Jesus naam. Amen. Julle kan maar sit. Ek het spesifiek uitgehardloop my bril gehaal, want ek kan nie sien of ons enige besoekers het nie. Het ons enige besoekers? As hy, baie welkom. Dan net so 1 of 2 afkondigings. Ons sondagskool 9:00 elke sondagoggend. Ons is weer volstroom aan die gang. En woensdaande om 7 gemeentebid hier. En ek wil net herhaal wat ek elke keer sê, is ons bidure is awesome, om so 'n woord te gebruik. Dit is awesome. Jy moet hier wees om dit te beleef. En dit is amper soos gister op die berg. Dit was vir my besonder geweest, gister op die berg. Net so na aan die Here gevoel. En ek weet die Here is in elkeen van ons en by elkeen van ons. Maar dit is so wonderlik om daai gevoelte van naby te kan hê. Oor te gaan na die offergawe, ek lees vir ons 2 Korintiërs 9 vanaf vers 7, 2 verse wat almal van ons ken. Laat elkeen gee, vers 7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gegewe brief. En soos ek dit lees, word ek herinner aan wat die Here vir ons gegee het. Hy het vir ons vryheid gegee. Vryheid in God. Dat ons nie meer gebind is. Ons is nie meer gebind aan die wet nie. Want die wet is in ons hart. Die Heilige Gees wys ons wat ons moet doen en nie moet doen nie. Jy weet, 'n ou kindjie van 2 jaar oud weet presies wanneer hulle iets verkeerd doen. Want daai wet, daai reg en verkeerd is klaar in daai ou kindjie se harte. En ons besluit om teen daai reg en verkeerd te gaan elke dag wanneer ons iets verkeerd doen. Ekskuus, ek wil nie preek nie. Vers 8. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Mag ons altyd oorvloedig wees in die liefde wat ons gee. Nie net in die geld en dit wat ons mense mee help nie, maar in ons liefde verander. En ek voel ek wil weer bid. Kom ons staan asseblief. Ons Here en ons God, Here, kan ons ooit genoeg dankie sê? Kan ons ooit genoeg met U praat, Here? Here, ek dank U vir elke blessing. Ek dank U vir elke seëning oor elke een van ons se lewe, Here. Daaglikse dinge wat ons miskyk, Here. Dat ons 'n dak oor ons kop het, Here. Dat ons kos het om te eet, Here. U sê, U gee vir ons brood en water, Here. Ons dank U, my God. Ons dank U, Here, vir 'n dag soos vandag. Ons dank U vir die son wat skyn, Here. Ons dank U vir Jesus Christus. Ons prys en loof U. In Jesus naam. Amen. Wie staan net hierso? Ek dink die man ry met 'n klomp dasse rond. En as ek hier aankom, dan sien ek 'n wit das en 'n halige wit das in die boot. En as ek sien ek 'n rooi das en 'n halige vir 'n rooi das in die boot. So, jy weet eendag vir ons wys wat is in daai boot voet. Môre julle.
Ons is hier om die Here te aanbid. 'n Wonderlike dag, op 'n dag soos hierdie, Jesus Christus opgestaan. En hy leef, hy is die seun van 'n lewende God. Jesus Christus leef. Hy gaan nie opstaan nie, hy het opgestaan. Die graf is vanmôre leeg, en omdat die graf leeg is, kan ek en jy vanmôre hier staan en God aanbid. Amen. Hy het 'n volkomme prys vir ons betaal. Almal met my. Jy moet net vir my smaal nie. Ek dink ons het 'n goeie week gehad vir die wat die laaste paar dae saam met ons was. Ek weet die vrouens het 'n goeie dag gehad gister. En die berg is iets besonders geweest vir my. Die Here het gisteroggend terwyl ek bid, die laaste gedeelte van my boodskap vir my gegee. En dan Woensdag aand se bid hier was vir my persoonlik dalk een van die, ek kan nie regtig vir jou eintlik sê, dit was besonder. En al wat ek vanmôre vir jou kan sê, God is goed. Amen. God is God. En Jesus Christus is die seun van 'n lewende God. Amen. Amen. Gaan ons sing, gaan ons die Here aanbid vanoggend. Die graf is leeg en die doeke lê. Sang as julle reg. Ons gaan. Kind van die Here, lewe, kweek, lewe. Jy kan nie iets wat dood is vat om jou lewe te gee. Daar moes lewe wees om jou lewe te gee. En as ek vanmôre sê my verlosser leef, dan verstaan ek leef ook omdat hy leef. Die lig wat God is, het die duisternis wat in ons is uitgedryf. En jy het lewend geword omdat Jesus Christus die prys betaal het. Kan julle onthou Vrydagoggend, dit is volbring. Dit is volbring, God het begin in jou lewe. En
Eers was jy duisternis, nie jy was in duisternis nie, jy was duisternis. Maar nou, sê die Bybel, is jy lig. Halleluja. En God het net gemeenskap met lig. Hy het nie gemeenskap met duisternis nie. Amen. Hy leef, hy het opgestaan. Die boodskap waarop die kerk gebou is, Jesus Christus leef, hy het opgestaan vanmôre. Halleluja.
En hy het ons die mag gegee om seuns en dogters van God genoem te kan word. Sommige Bybelvertalers sê hy het ons die reg gegee. My Bybel sê hy het ons die mag gegee. Daar is 'n verskil tussen reg en mag. Mag impliseer gesagkind van God. Ek en jy het die gesag om nou seuns en dogters van God te kan wees. Want God het sy seun gestuur. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur. Weet jy wat? Dat elkeen wat in hom kan glo, nie verlore sal gaan. Hy het sy seun gegee, en hy het hom opgewek uit die dode, op 'n dag soos vandag. En dis hoekom ons kerk hou op Sondagoggend, kind van die Here. Dis hoekom ons nie op Saterdag kerk hou nie. Ons hou kerk op Sondag, want dit was 'n Sondag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek. Halleluja. Dis hoekom ons nie Saterdag kerk hou nie. Halleluja. Dit was 'n Sondag môre soos vandag. Wat het ons gestaan het, wat het geleef het. Halleluja. Halleluja. Onthou as die kerk toe kom ons dit op 'n Sondag doen, kind van die Here. God sent his son, and they called him Jesus. En weet jy wat, ek en jy het vanmôre die voorreg om te kan sê, hy is my Jesus. Hy is jou Jesus vanmôre. Dis nie 'n Jesus wat ons nie kan ken nie, en dis nie net 'n Jesus wat ver van ons verwyderd is. Ons het nou naby gekom deur die evangelie van vrede. En nou is ons broers en susters met een Vader, met een Seun, met een Heilige Gees. En jy mag hom Jesus noem, want hy is joune vanmôre. God sent his son, they call him Jesus.
verlosser. Here, U is die opstanding in die lewe. Here, U is die dier van 'n lewende God, Here. Here, U is die blikbare ster en buite U is daar geen God. Ek prys U vanmôre. Wat is die mens en mense kind, Here, dat U ons besoek? Here, wat is die mens en mense kind dat God ons wil verlos? Dat U ons wil vrymaak, Here. Wie kon dit wees behalwe die een? Die Golgotha se hemelsseun, Here. Hy het gesterf op Golgotha. Hy het grafdood en hel oorwin. Maar hy het nie gesterf verniet nie. Want God het hom opgewek. En toe God hom opwek, het God 'n geslag opgerig. Here, nie deur mense hande nie, maar deur die hand van God. En God het 'n heilige groep bymekaar gemaak. Hy het gesê, julle is my getuies dat my seun leef. Hy het opgestaan. Here, ek prys U vir U. Here, dat U ons Vader, die Christus vermoorde. Karabadasia, Borobotikatia, Borobotari. Yakotaribadia, Charabadasia, Borobodakita, Yakatarabosia, Bakatiribotisia, Halleluja. Heilige God, ewige Vader, kan dat U vermaak, die liefde die stand van U dat because He lives, Jesus Christ, Son of God,
Here, op wat, Here, prys U, Here. Ons Heer, U vanmôre, Here. U wek op en U wek op alleen, my God. Nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees van die Here, Here. Ons prys U vanmôre. Loof my Skepper God vanmôre. Het sal die Here wees en God alleen. Halleluja. Prys die Here vanmôre. Loof die Here God vanmôre. Sy naam is Jesus. En hy is vanmôre wakker van die Lord. Sy naam is Jesus. Hy is Jesus Christus. Hy is waardig vanmôre. Prys U vanmôre, Here. U is waardig vanmôre, Here. Halleluja. Sal ek kan ons daar nog een keer sing, because He lives. Because He lives. Halleluja. Halleluja. Because He lives. Because He lives, life is worth the living. Here ons eer U vanmôre. Here ons prys U vanmôre, U wat my God is. Halleluja. Halleluja. Hy is die Skepper. Kyk, so spreek die Here. My oë is nie blou, groen, of bruin nie, sê die Here. Maar my oë is 'n vuurvlam vanmôre, sê die Almagtige. Kyk, sê die Here, toe jy sing ek leef, ek het opgestaan, het jou hart dan nie brandende geword oor daardie
lewende God vanmôre. Here, ons prys U dat U vanmôre ons gaan oprig. Ons eer U, Here, dat ons met waarde sal loop, met krag van die Heilige God af. Here, ons prys U vanmôre in die naam van Jesus Christus. Ons eer U vanmôre. Here, ek sal nie getrou wees as ek vanmôre, Here, my God, hierdie aan U gee wat ek in die Gees gehoor het en ek weet dat die taal het uitgegaan en daar was 'n uitklap. En as ek kyk na die woord van die Here, is dit geskied soos dit geskied in die liturgie van God en in die Gees van God. Maar vanmôre wil ek vir jou vra, merk jy vanmôre die teenwoordigheid van 'n opgestane woord in jou midde? Merk jy dit vanmôre? Merk jy vanmôre waar jy jou bevind en hoe jy lyk voor God? Lyk jy nog as 'n sondaar? Lyk jy nog dat jy verlore is? Want vanmôre moet jy weet dat hy wat red en verlos, hy wat gee is vanmôre hier. Hy is die een wat vanmôre vir jou wil gee, dat jy voor hom kan staan, dat jy kan beerwe jou erfdeel, dat jy dit nie vanmôre mis nie, want jy staan dalk vanmôre hier en jy dink jy's nie goed genoeg nie, en jy dink ja, maar jy hoor verkeerd en jy hoor al hierdie vanmôre, maar dis vanmôre vir jou, want Jesus het dit vir jou gedoen, sodat jy nie vanmôre hier kan staan en dink, Here, ek is nie goed genoeg nie. Here, ek kan vanmôre hierdie neem, maar die opgestane woord dra dieselfde krag as die krag waarmee opgestaan is uit die dood. En daardie krag is vanmôre hier. Vanmôre gee jou hart, dat jy vanmôre kan weet, jy dien 'n lewende God. Moenie dat hierdie geleentheid by jou verbygaan nie, want vandag as jy hierdie klop hoor, maak oop en dat die Here ingaan en dat jy die opstandingskrag kan ervaar, die wedergeboorte, die wederbaring van Christus in jou, dat jy kan weet jy behoort aan hom. Halleluja. Halleluja. Here, maak ons harte oop vanmôre dat ons sal weet. Halleluja. Dit is vanmôre weer van die Here God is hier vir jou. Halleluja. Here, alle eer kom U toe. Here, U is hier vanmôre vir elkeen, my God. Elkeen. Maak nie saak wat ons dink nie. Maak nie saak wat ons gedoen het nie. Maak nie saak wat ons gesê het nie. God is getrou aan homself. Vader, ek wil U loof en ek wil U prys. U wat vanmôre, my God, ons skepper is. Vader, ontvang lof en eer in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen en amen. Ek wil U met jou sitplek inneem net vir 'n paar oomblikke. Gisteroggend, toe ons by die berg was, en ons mans het gaan bid, het elkeen sy eie bidplek gaan soek. So ons kom by mekaar, ons staan by mekaar, en Pastor Dawie bedien vir ons 'n woord, en elkeen gaan en kry sy bidplek, waar hy dan in afsondering alleen met die Here praat. En as ons klaar gebid het, kom ons terug by mekaar en ons deel met mekaar as dit nodig is, wat ons gehoor het, of wat ons ondervind het, en wat die Here vir ons gee. En gisteroggend, toe die eerste keer uitgaan om te gaan bid, het teruggekom, ons het gedeel met mekaar, en toe die tweede keer, het ek nie weer gaan sit by dieselfde plek waar ek die eerste keer gaan sit het. Die so afloop, daar waar ek was, maak die berg maak so styl afdraan, en ek het afgeloop tot omtrent so ver as wat die draad my toegelaat het. En ek het daar gaan sit, en ek het op my knieë gestaan en so opgekyk in die hemel, en ek het begin bid. En ek het die Here gevra, Here, 'n dag soos vandag, wat 'n goddelike dag was. Wat sê ek as mens om hierdie dag neer te gee? Wat doen ek vandag as mens om hierdie dag sy plek te gee? Want daar seker baie dinge wat ons kan byvoeg en toevoeg, en ons kan baie verduidelikings gee, maar duidelik kom die stem van die Here tot my. En die boodskap is baie eenvoudig. Die boodskap wat die Here in my hart lê, is die volgende. Gaan sê net vir hulle, ek het opgestaan.
sê, Here, dis reg. Dit sal dan vanmôre die boodskap bly in eenvoud. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan, kind van die Here. Die graf kon hom nie hou nie. Die dood kon hom nie hou nie. Die kruis kon hom nie hou nie. Die dodery kon hom nie keer nie. Hy het opgestaan. En God het besluit dat hy sy seun sou opwek, sodat daar seuns en dogters vir God gebore kon word. En gisteraand terwyl ek besig is met my laaste voorbereiding, kom daar iets in my hart. Ek wil net vandag met jou praat oor dit vanmôre. Ek wil hier met jou Bybel vir my blaai na Eksodus 3 toe, asseblief. Sê vir my as julle daar is. Eksodus 3 vanaf vers 11. Maar Moses het tot God gespreek. Wie is ek dat ek na Farao sou gaan, dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? En hy antwoord, God antwoord vir Moses, ek sal met jou wees. En dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. En hier sê God die volgende. Dit wat ek nou gaan sê, gaan die teken wees dat ek jou gestuur het. Hy sê, as jy die volk uit Egipte gelei het, sal hulle op hierdie berg God dien. Nou hierdie berg, as jy na Eksodus 3 toe gaan vers 1, sal jy sien dit is die berg Horeb. So God sê vir Moses, die bewys dat ek jou gestuur het, sal wees dat die volk my weer by hierdie berg dien. Op die berg Horeb is waar Moses die ontmoeting gehad het met die braambos. So God sê nie vir Moses, ek gaan wonders en tekens deur jou doen nie. Hy sê vir hom, die bewys dat ek jou gestuur het, sal wees, as jy die volk uit Egipte uitgelei het, dan sal hulle op hierdie berg God dien. En ons weet natuurlik wat gebeur het, God het Moses gestuur, en hy is na Farao toe, en Moses het wonders en tekens verrig, deur die hand van 'n lewende God. En Moses het die volk uit Egipte land uitgelei. En toe Moses lei die volk uitlei, wil ek hier met my gaan na Eksodus 19 toe asseblief. Onthou die berg Horeb. God het vir Moses gesê, die teken sal wees dat die volk my dien op hierdie berg. Die berg Horeb. Eksodus 19 vers 1. In die 3de maand na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land, op dieselfde dag het hulle na die woestyn Sinaï gekom. Hierdie is dieselfde berg, net anders te beskryf. Horeb en Sinaï word beskou as dieselfde berg. En toe die volk van die Here by dieselfde berg uitkom, as wat God vir Moses gesê het, hulle sal hom dien, was die bewys gelewer dat God Moses gestuur het. Dieselfde berg waar Moses God ontmoet het hy gesê, sal die volk by uitkom, en daar sal hulle my aanbid, en dit sal die bewys wees dat ek jou gestuur het. Plus minus 1300 jaar later, verskyn die Seun van God op hierdie aarde. En die Bybel leer my, dat omdat hy ons seuns en dogters van God gemaak het ek en jy gekom by 'n berg met die naam, daar moet ek vir julle lees. Gaan julle saam met my blaai? Hebreërs 12.
Sê vir my as julle daar is, kind van die Here, Hebreërs 12 vanaf vers 18 af tot 24. Kan ek maar vir julle lees. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en nie 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en bassynklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het, dat daar geen meer woord sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as die berg aanraak, moet dit gestenig word, met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion, in die stad van 'n lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Dit beteken dat ek en jy, wanneer ons opgewek word deur Christus se opstandingskrag, ons gevoeg word by 'n heilige berg, 'n hemelse plek met die naam van Sion. Maar dit gee vir my een gedeelte van die gesprek. Want God het vir Moses gesê, by hierdie berg, waar ek jou ontmoet het, moet julle terugkom en weer my hier aanbid. Dit sal die bewys wees dat ek jou gestuur het. Nou sê die Bybel, ek en jy het gekom by 'n berg met die naam van Sion. Maar waar het Sion iets met Christus te doen? As God hom gestuur het, dan sou dit die plek wees waar God hom ontmoet het, hoor net wat ek sê, en die volk van die Here wat uitgelei sou word uit Egipte land uit slawerny, uit sonde, sou terugkeer na die berg Sion waar God hom ontmoet het. Maak dit sin as ek dit so sê? As dit nie so gebeur nie, dan kan Christus nie gestuur gewees het deur 'n lewende God nie. Want die Bybel sê, groter as Moses is hy. So wanneer ons dan sê, ons het by 'n hemelse berg gekom, die berg Sion, wil ek weet, wat het dit met Jesus te doen? Psalm 2. Sê vir my, sê daar is kind van die Here. Ek gaan vir julle lees vanaf vers 1. Waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saamraad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stukkend druk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Christus is die gesalfde van God op die heilige berg Sion. As hy dan van Sion die gesalfde is, en hy het ons uitgelei uit Egipte land uit en gelei uit siekte en sonde, en hy het ons teruggeneem na die heilige berg Sion, is dit die bewys dat God met hom is, want net so was God met Moses gewees. Dit beteken vanmôre, kind van die Here, dat die bewys nie net alleen die opstanding van Jesus uit die dode uit is, dat God hom geroep het nie, maar hy het ons gelei na die berg waar hy geroep was, as koning en gesalfde. En ek verstaan Sion het ook te doen met Dawid en Jerusalem, want daar is 'n plek wat vir my en jou voorberei is, waar hy die erekoning is, die berg Sion, en omdat ons terugkeer na hierdie berg Sion toe, is dit die bewys dat God met hom is. Jy is vanmôre op 'n heilige berg, afgesonder deur 'n lewende God. En jy is by 'n koning met die naam van Jesus, wat God gesalf het oor die berg Sion. En as hy ons enige ander plek heen gelei het, dan kon hy nie die gesalfde van God gewees het. Want God het vir Moses gesê, die volk sal my aanbid op hierdie berg. Daar waar jy my ontmoet het in die doringbos, daar sal die volk my aanbid. En as dit op enige ander plek is, Moses, dan is ek nie die een wat jou gestuur het.
As Christus ons enige ander plek heen gevat het, behalwe die berg van Sion, dan was hy nie die Christus nie. En ek sê dit vandag met respek, want dis wat die Bybel my doen. Hy kan ons nergens anders heen vat, behalwe die beginplek wat God vir hom gegee het. Hy is die koning gesalf oor die berg van Sion. Hy is vanmôre die opgestane Here Jesus Christus. Hy is vanmôre die Seun van God. En die bewys is nie meer die opstanding nie. Die bewys is waarna toe vat hy ons. Hy vat ons na die plek waar hy gesalf is as koning. Dit beteken jy is vanmôre in die teenwoordigheid van 'n lewende God. En ek hoop jy het vanmôre die Here ondervind terwyl ons besig was met aanbidding. Want dit wat gebeur is 'n manifestasie van ons plek binne die Here. Ons het gekom by 'n heilige berg, 'n berg met die naam van Sion, en hy is ons Here koning. Daarom weet ek hy het vanmôre opgestaan, kind van God, want anders sou ons nie vanmôre hier kon wees nie. So ek wil jy moet vanmôre weet, voordat ek begin, hy is die Seun van God. En hy is groter as Moses vanmôre. God was saam met Moses, maar Jesus Christus groter as Moses. Vader, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus. Here, U wat ons God is. Ek glo vanmôre met alles in my dat U hom gestuur het. Here, dat hy leef, dat hy opgestaan het. Here, net soos U Moses gestuur het, het U Jesus gestuur, Here, om ons vry te maak, om ons lief te maak. En ek eer U vanmôre in die naam van Jesus Christus. En die volk van die Here sê amen. Amen. Terwyl Jesus Christus op aarde geloop het, kind van die Here, het hy 7 maal as gestuurde van God, as die gesalfde van Sion, het hy 7 maal sekere dinge op hierdie aarde vir ons kom sê. In Johannes 6 vers 35 het hy gesê, ek is die brood van die lewe. Johannes 8 vers 12 het hy gesê, ek is die lig van die wêreld. Johannes 10 vers 7, ek is die deur van die skape. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Johannes 11:25 het hy gesê, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 15 vers 1 het hy gesê, ek is die ware wynstok. Hy het die reg gehad om hierdie stellings te maak, want hy het geweet hy is die gesalfde van Sion, en hy het geweet waarna toe sal hy die volk lei. En omdat God die bewys gelewer het dat hy Jesus Christus op die 3de dag opgewek het, mag ons vanmôre hierdie 7 stellings vat as ons eie. Want as hy nie opgestaan het, kon hy nie die stelling maak, ek is die brood van die lewe, want nie een van ons gaan dooie brood eet. Nie een van ons gaan bitter water drink. As hy lewe, is hy die lig. As hy nie lewe nie, is hy duisternis. Maar hy sê, ek is die lig van hierdie wêreld. Glo jy vanmôre dat hierdie 7 dinge wat Jesus gesê het, die absolute waarheid is? Glo jy vanmôre dat hy die ere koning van Sion is? Glo jy vanmôre dat hy die een is wat ons vat en ons lei na die heilige berg, waar God die bewys lewer dat hy Jesus Christus die Seun van God is? Dan wil ek vanmôre hier met iets hoor. Daar is nog 7 stellings wat die Seun van God op aarde gemaak het, wat die kerk nie altyd na kyk, of nie noodwendig wil sien. 7 dinge wat Jesus gesê het. Ek wil met jou Bybel vir my blaai na Johannes 19 toe asseblief. Sê daar skien nie vir my sê amen. Kan ek maar vir jou lees, kind van die Here.
Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. En die soldate het vir hom 'n kroon van dorings gevleg, dit op sy hoof gesit en 'n purperkleed op hom gewerp en gesê: "Wees gegroet, koning van die Jode." En hulle het hom in aangesig geslaan. Pilatus gaan toe weer buite toe en sê vir hulle: "Kyk, ek bring hom vir julle uit buite toe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind." En Jesus het uitgekom buite toe, 'n doringkroon en 'n purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle: "Daar is die mens." Die owerpriester en dienaars hom sien, skree hulle en sê: "Kruisig, kruisig hom." Pilatus sê vir hulle: "Neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom." Die Jode antwoord hom: "Ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het." En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy meer bevrees geword en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê: "Vanwaar is u?" Maar Jesus het hom geen antwoord gegee. En Pilatus sê vir hom: "Praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag om u los te laat?" Jesus antwoord: "U sou geen mag teen my hê as dit nie van bo was nie. Daarom het hy wat my oorlewer groter sonde." Van hier af het daar geen verdere woord uit die mond van Jesus Christus gegaan het, behalwe tot by Golgotha se heuwel. Hierdie wat hier gebeur het die profesie bevestig in Jesaja 42. Daar kon ons vandag sien toe blaai as dit reg is vir julle. Jesaja 42. Jesaja 42 vers 1 en 2, kan ek maar vir julle lees. Daar is my knegt, wat ek ondersteun, my uitverkorene, en wie my siele welbehaag het. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skree of uitroep, of sy stem op die straat laat hoor. Dan ook Jesaja 53, as jy net so 'n paar bladsye vorentoe gaan. Vanaf vers 4, kan ek maar vir julle lees as julle daar is. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het vir hom gehou vir een wat geplaag is deur God, geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel hoewel hy onderworpe was, het hy sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat in die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Van hierdie oomblik af, nadat die profesie in vervulling getree het, Jesus Christus opbeweeg. Simon van Sirene het die kruis saam met hom gedra, tot by Golgotha se heuwel. Ek wil onthou dat Jesus 7 maal gesê het, ek is. Maar nadat hy dit gesê het, en na die kruisiging, of na die gegeesel, en wat Pontius Pilatus hom geoordeel het, was sy laaste woord aan Pontius gewees: "U die mag oor my ontvang, daarom het hy gesag." Dan is daar 'n doodse stilte, en die Seun van God sê absoluut niks, tot wat hy bo op Golgotha se heuwel kom. En bo by Golgotha se heuwel het daar weer baie spesifiek 7 dinge uit die mond van Jesus Christus gekom. Ek wil hê net vanmôre iets hoor. Die Bybel sê dat God op die 6de dag die mens gemaak het, en op die 7de dag het hy gerus. God het vir Moses gesê, ek is wat ek is. En 7 maal het Jesus verklaar, ek is. Die brood van die lewe, die lig van die wêreld,
Daardie perfekte godsrus wat die Seun van God vir jou gee vanmôre, is joune omdat hy leef, omdat hy opgestaan het. Maar na die doodse stilte, na die profesie tot vervulling gekom het, gebeur die volgende. Ek wil met jou Bybel vir my blaai na Lukas 23, vers 34. Daardie stilte is asof dit vir my iets aankondig. Dit is asof hierdie stilte vir my aandag trek. Want hy kon sekerlik baie dinge gesê, maar hy het nie. En van hierdie perfekte 7 stellings wat hy gemaak het, ek is, tot die volgende 7 stellings, is daar iets wat met my en jou moet gebeur. Jy glo vanmôre dat Jesus Christus leef, amen. Jy glo dat hy die Here koning is. Jy glo vanmôre dat hy jou lei na die berg van Sion, en dat God se rus by hom is, amen. Dan moet ons die volgende ook glo. Lukas 23, vers 43. Ekskuus, 34. Na die stilte is die eerste woorde wat Jesus sê. Lees saam met my. En Jesus sê vir hulle, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil jou vanmôre vra, is jy 'n kind van God vanoggend? Hoe moeilik is die woorde nie vir ons nie. Ons wil sê hy is die lig van die wêreld, want daar's voordeel vir my. Ek wil sê hy is die brood van die lewe, want daar's voordeel vir my. Ek wil sê hy is die opstanding, want daar's voordeel vir my. Maar na hierdie stilte, toe Jesus by Golgotha se heuwel uitkom, is die eerste woorde wat uit sy mond uitkom. Lukas 23 vers 34. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Die tweede woorde wat uit sy mond uitkom. Lukas 23 vers 43. Kom ek lees vanaf vers 42. Vers 40, ekskuus. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy God ook nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. En ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen. En Jesus sê, hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daai woorde sê vir my en jou die volgende. Maak nie saak hoe jou lewe gelyk het, die kind van die Here. Maak nie saak waar jy vandaan kom. As jy hom aanroep, sal jy vandag saam met hom op die berg Sion wees. Daar's nie 'n keuringstyd, 'n 3 maande proef om te kyk hoe lewe frikkie voordat God hom toegang gee tot die paradys. Amen. As Jesus gesê het vandag, dan moet die kerk vanmôre hoor, Pastor Jannie het gesê, jy moet vanmôre luister, en jy moet die woord vat, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Julle met my. Jesus het gesê, vandag sal jy in die paradys wees. Vandag. Johannes 19, vers 26. Jesus Christus hang aan die kruis. Kan ek maar vir julle lees. Kom ek lees vanaf vers 25. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder se suster Maria, die vrou van Kloppas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat haar liefgehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is jou seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Hier gebeur iets wonderliks, kind van die Here. Ek en jy, toe Jesus dit sê, toe bind hy Johannes,
en die moeder van Jesus. En hy maak hulle een familie, een gesin, een huis. Ek en jy is vanmôre een huis. Of jy dit nou wil hê of nie, ek is jou boetie. En of ek dit nou wil hê of nie, jy is my boetie en jy is my sussie. Ons is een liggaam. Ons is een huis. Christus het Moeder Maria en Johannes saamgevoeg. Die boodskap staan vir my en jou vandag ook. Ons is een in Christus Jesus. Julle stem saam met my. Johannes 19, vers 28. Daar is 'n skrif wat tot vervulling gekom het toe Jesus gesê het, ek het dors. Vir my en jou vanmôre wil ek hê jy moet iets weet. As jy 'n kind van God is en jy kom in die teenwoordigheid van die Here en jy val op jou knie en jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek het dors. Sal God jou nie asyn gee om te drink, maar jy sal lewende water uit die hand van 'n lewende God uitkry. Die asyn wat Jesus gedrink het, dit was deel van die profesie, maar ek wil hê jy moet hoor vanmôre, dis sodat jy en ek nie bitterheid hoef in te neem nie, maar lewende water. Jy is nie geroep as jy vra vir water om asyn by God te kry nie. Is jy bereid om dit te glo vanmôre? Hy het deurgegaan sodat ek en jy nie hoef deur te gaan, die kind van die Here. Sy liggaam is verbrysel en vernietig. Sy skouers is uit hulle potjies uitgetrek sodat op die kruis kon pas. Sy rug was oopgeslaan, sy ribbebene kon hulle sien van agter af. Jesus Christus se liggaam gebreek in totaliteit sodat ek en jy nie bitter water hoef te drink nie. Ek het nie asyn nodig. Hy het alles vir my gedoen wat hy moes gedoen het. Johannes 19 vers 30. Prof Pieter het gister Vrydagoggend bedien. Jesus het gesê dit is volbring. Vir my en jou as kerk vanmôre moet ons meer dalk begin staan op die woorde, dit is volbring, as enige tyd voorheen in ons lewens. Wanneer dit swaar gaan en moeilik, en wanneer ons dink die Here is nie met ons en vir ons nie, wil ek hê jy moet jouself herinner, dit is volbring. Baie lank terug het daar mense vir my gesê, pastoor, ek skryf my sondes op 'n stukkie papier, dan gooi ek dit in 'n vuur en dan brand die vuur die sondes weg, dan voel ek hoe skoon word ek. Die Bybel sê, dit is volbring. Jy moet dit vanmôre glo in totaliteit. Jy drink nie bitter water en water wat met asyn gemeng is vanmôre nie. Jy as kerk drink lewende water uit die hemelse plek uit, want dis waar jy gesetel is. En toe Jesus sê dit is volbring, moet ek en jy begin staan op die feit dat dit God se plan is en nie my en jou plan nie. Dit is volbring. Die werk wat God wou doen, het God gedoen. Amen. Johannes 19 vers 30 gaan die Bybel aan. Nadat Jesus gesê dit is volbring, het hy sy hoof gebuig en die Gees gegee. Ek wil net hê jy moet vir my blaai na Lukas 23 toe, vers 46. Lukas beskryf dat hulle die woorde van Jesus gehoor het. Lukas 23 vers 46. Sê vir my as julle daar is, kind van die Here. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Die bewys dat hy die seun van God is, van die doodsengel, het nie by sy hart kom klop en sê, gee my jou lewe. Hy het besluit, wanneer sal hy sy lewe oorgee. Maar ek wil jy moet vanmôre iets weet wat dit vir ons beteken. Ek en jy kan nie vanmôre sê, Vader, ek gee my gees oor, en ek kan nie my lewe beëindig. Maar hier is iets hier. Die mens bestaan uit siel, gees en liggaam. Die 3 fasette waar jy bestaan vanmôre. Jou siel bestaan uit emosie, intellek en wil. Jesus Christus
het in Getsemane tyd sy siel, sy wil oorgegee aan die Vader. Toe sy liggaam gekruisig is, vernietig is deur die Romeinse kats, het sy vleeslike liggaam gebreek gewees. Sy wil was oorgegee aan die Vader, sy liggaam was gebreek. Al wat oorgebly het van hierdie drie eenheid van menswees is sy gees. En toe hy die gees gee, wil ek hier met vanmôre iets hoor. Hy het sy Vader ten volle vertrou, dat wanneer hy sy gees in sy Vader se hand gee, dat die Vader in beheer sal wees. En ek en jy as kerk van God moet vanmôre 'n besluit maak. Wanneer ek my wil oorgee aan die Vader en my liggaam en my lewe, moet ek aanvaar, my God weet presies wat om met my lewe te doen. Wanneer Christus se oorgee ten volle plaasgevind het, was sy wil klaar gebreek gewees in Getsemane. Sy liggaam was klaar gebreek gewees. Die laaste gedeelte was om net sy gees aan die Vader terug te gee. Die kerk van God moet leer wat totale oorgawe aan God is. My siel moet oorgegee word aan die Here. My liggaam moet oorgegee word aan die Here. Dan as ek reg lewe, ek glo en ek vertrou en dit is volbring in my lewe, die dag is my gees in sy hande gegee moet word, glo ek sal God in beheer wees van alles. Die laaste 7 woorde wat Jesus Christus, die laaste 7 stellings wat op die aarde gemaak het, was by die kruis gewees. Sy laaste kontakpunt met aarde was die kruis. Daar is 'n rede daarvoor. Want dit beteken vir my en jou, ons kontakpunt by die hemel begin by die kruis, waar sy lewe opgehou het. Toe hy sy laaste asem uitblaas, was dit die kruis gewees wat hom in die aarde vasgemaak het. Vir my en jou, wanneer ons asem inneem en wedergeboorte vind plaas, dan is die kruis die beginpunt van lewe vir my en jou vanmôre. Hy is die opgestane seun van 'n lewende God. 7 maal het hy vir ons kom sê ek is. En 7 maal het hy vir ons dinge kom sê aan die kruis wat vir my en jou iets moet beteken vanmôre. Ek dink dalk die moeilikste een van die 7 is Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons is kinders van 'n lewende God. En jy behoort aan hom vanmôre. En hy behoort aan jou vanmôre. Maak nie saak wat jy dink, maak nie saak wat jy sê nie. Hy het gesterf en 'n prys betaal wat tot in ewigheid nooit weer betaal hoef te word. Dit is volbring in jou lewe en in my lewe. Jy is vanmôre 'n geroepene van God. Want hy het jou geroep by hom gemeenskap te kom hou by die heilige berg van Sion. God het die bewys gegee dat hy groter as Moses is. God hom opgewek het uit die dode. Net soos Moses die volk gelei het van die berg terug na die berg toe, het Jesus ook die volk gevat van Sionsberg as gesalfde tot Sionsberg waar ons by hom kan woon. Hy het ons opgewek om vanmôre te sit in hierdie wonderlike plek waar ek en jy vanmôre is. Nie die tabernakel nie, maar die teenwoordigheid van 'n lewende God. My boodskap vanmôre is net dit. Sy seun leef. Hy het opgestaan. Vir my en jou as kerk van God, die boodskap wat in ons harte vasgemaak moet word en moet bly tot in alle ewigheid. Jesus Christus leef. Hy is die seun van 'n lewende God. En vanmôre toe ek gaan bid, het die Here vir my iets gesê, kind van die Here. Die Here het vir my vanmôre gesê, soos wat ek beloof het, dat ek hulle sal lei, en soos wat ek beloof het, dat ek hulle sal bring. En soos wat ek verklaar het, dat ek leef, sal ek vanmôre dit wat dood is in hulle lewens nuut maak. So ek hoop jy is vanmôre hier, om dit wat dood is nuut te maak. Ek hoop jy is vanmôre hier, om 'n salwing uit die hand van 'n lewende God te kry. Want daar is net een wat van homself kon getuig, dat hy lewendig is. Ek wil hier met die Bybel vir my blaai, nou Openbaring 1 toe asseblief. Daar is net een wat kon getuig van homself.
Ek gaan vir jou lees Openbaring 1 vanaf vers 4. Kan ek maar lees, kind van die Here. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Genade vir julle en vrede van hom, wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Dan wil ek vir julle lees vanaf vers 10. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin, wat sê ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Toe draai ek my om te sien wat 'n stem met my gespreek het. En toe ek omdraai sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 goue kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan hom wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete soos blinkkoper wat gloei in die oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die lewende. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die doodryk, en van die dood. Dit is die seun van God, wat sy eie getuienis so kon bring. Ek was dood, maar nou lewe ek. Wie is daar soos U, wat oor homself kan getuig, wat sê ek is die weg, die waarheid, die lewe, ek is die brood van die lewe. Hy wat getuig en gesê ek is die opstanding. Hy wat gesê ek is die ware wynstok. Wie is daar soos hy, wat by die berg Sion vir ons sit en wag, kind van die Here, want dis waarna toe hy ons lei. As ons maar net sal aanhou. Vader, vergeef vir hulle, weet nie wat hulle doen. Here, ek het dors. Geef vir my lewende water, Here, nie as sy nie. Here, ek glo vanmôre, dit is volbring, en ek is 'n seun van God. Ek glo dit vanmôre, Here. Here, in U hande wil ek my totale lewe gee, van vandag af vorentoe. Glo jy dit vanmôre, dat daar net een vanmôre is, wat so oor homself kon getuig, die seun van 'n lewende God. So ek sluit vanmôre af, kind van die Here, en al wat ek vanmôre vir jou sê is, hy leef, hy het opgestaan. En ek wil vir Susan vra, Sanna, kon ons hy liedjie weer sing, God sent His Son. En as ons om 2 keer gesing het, of 3 keer, kind van die Here, gaan ek jou uitnooi, om vanmôre te kom. As jy salwing nodig het, as jy krag nodig het, dan sal hierdie God, wat sy seun opgewek het, en jou gebring het tot op hierdie heilige berg vanmôre, sal hy homself jou openbaar as die Christus. Glo jy vanmôre, God sal dit vir jou doen, kind van die Here. Die woorde, dit is volbring, is dan vir almal wat vanmôre hier is. Waarom sal God dan net seker is uitkies vanoggend? Ek wil jy moet vanmôre geloof in 'n lewende God hê. Nie in vlees en bloed nie, maar in Jesus Christus, God se seun. Sal jy saam met my staan vanoggend?
leeg, want dit is volbring. Die kruis is leeg, Here, want dit is volbring. Here het ons geroep, as een familie, nie afsonderlik, by mekaar gevoeg, deur die kruisverdienste van Jesus. Here, ek wil U bid vanmôre, elke man, en elke vrou en elke seun en dogter, wat vanmôre nodig het, God hulle aanraak, krag en salwing, dat hulle nou sal kom, Here, in die naam van Jesus Christus. Here, want U leef vanmôre, U het nie gesterf verniet nie, Here, U het opgestaan vir hulle wat vanmôre hier is. In die naam van Jesus Christus, God se Seun, wil ek U bid. Here, ek wil U bid vanmôre. Hulle is vanmôre waardig, Here, U dan verklaar het vir elkeen van ons hierdie prys betaal. Here, U dan verklaar het vanmôre gekom, Here, vir elke een. Here het self verklaar, kyk, ek was dood, maar ek leef. Dit is net U vanmôre wat in hierdie huis waardig is om aanbid te word. Here, U is die enigste waaragtige God. Buiten U is daar geen God nie. En Hy is groter as Moses vanmôre, Here. Hy is vanmôre 'n groter profeet, Here. Sy naam is Jesus, die Christus, die gesalfde. Hy is die koning bo alle konings, Here. Hy is die skepper God almagtig. En Hy leef. Hy het opgestaan. Vader, ek wil U prys vanmôre. Ek wil U eer vanmôre in die naam van Jesus Christus. Kind van die Here, as gaan verbykom vir die pastore bid, dan vir die ouderlinge, dan vir elkeen van julle wat gebed nodig het. Ek wil jy moet vanmôre geloof hê dat Hy sê wie Hy is. Hy is die Seun van 'n lewende God. En Hy leef. Hy het opgestaan. Jy moet God vertrou vanmôre vir sy krag en salwing in jou lewe. Nie te maak dit wat verbygegaan het. Ons gaan vir jou bid vanmôre, kind van die Here. In die naam van Jesus Christus. Halleluja. Here, ons gaan vir U. Tydstreke, Here. Ek is lewend en ek weet dat ek opgestaan. En soos wat jou gees dood was, het ek jou wat lewendig gemaak, die dag vir jou my aangeneem het is vir. Daarom het dit in die lig van hierdie wêreld, kan uit in hierdie donker plek, en wees die lig, en red die gered moet word. So is dit. Halleluja.
sterk is dors, sal ons jou sê gee. Here, waar sy siel vanmôre dors, na lewe bid ek dat God lewe en oorvloed vir hom gee vanmôre in die naam van Jesus. Maar hy is opgestaan, Seun van God. Die leeu uit die stam van Juda, Here, die hom vanmôre verklaar en hy leef. Here, ek wil U eer, ek wil U prys gee dat U God is. En buite U is daar nie 'n God. Here, U is die Vader van alle heerlikheid. Hy is die onsigbare beeld van God, die woord wat vlees geword het. Onder ons kom woon het en ons die heerlikheid van die Vader openbaar. Here, het ons die mag gegee om seuns en dogters van God genoem te kan word. Prys U vanmôre. Eer U vanmôre in die naam van Jesus Christus. As jy glo dat die Here leef, wil ek jy moet vanmôre op jou voete staan en God eer gee. Waarvan Paulus praat. Here, ons vanmôre in daardie krag sal lewe.